Goeiedag. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. En ek is opgewonde om verder te gaan met die reeks van die tabernakel. En vandag gaan ons by die tafel van toonbrode kom en ons gaan 'n bietjie dieper kyk. Wat is die simboliek en die betekenisse van alles wat gepaard gaan met hierdie tafel wat in die tabernakel was? Nou eerstens moet ons gaan kyk na die skrifgedeelte Eksodus 25 vers 23 tot 30 waar ons kan lees toe Moses die opdrag ontvang het om die tafel van toonbrode te maak en wat al die grootes en wat dit alles behels het. So kom ons lees gou eers Eksodus 25 vers 23 tot 30. Maak ook 'n tafel van akasiëhout. 2 el moet sy lengte en 'n el sy breedte, 1,5 el sy hoogte wees. En trek dit oor met suiwer goud en maak daarvoor 'n goue kraans rondom. En maak daarvoor ook 'n lys van 'n handbreed rondom en maak 'n goue kraans vir die lys rondom. En maak daar 4 goue ringe voor en sit die ringe vas aan die 4 hoeke van die 4 pote. Naby die lys moet die ringe wees as plekke vir die draaghoute om die tafel te dra. En maak die draaghoute van akasiëhout en trek dit oor met goud. Daarmee moet dan die tafel gedra word. Maak ook sy skottels en sy rookpanne en sy kanne en sy bekers waarmee gegiet moet word. Van suiwer goud moet jy dit maak. En op die tafel moet jy altyd deur toonbrood voor die aangesig neersit. Nou goed, soos u kan agterkom met hierdie skrifgedeelte is dat die tafel is gemaak van akasiëhout. En soos ons voorheen in hierdie reeks reeds gesien het, dat akasiëhout spreek van die vleeslike aspek. En dan is dit oorgetrek met goud. En goud word gesimboliseer die goddelikheid. So dit spreek van Jesus Christus wat vir ons vlees geword het en dat hy ook 100% goddelik was. Dus kan ons sien dat dit is akasiëhout wat oorgetrek is met goud wat verwys eers na Christus. Dan kom ons by 'n baie interessante gedeelte waar dit spreek van daar is 2 krone. Of 2 kraanse wat ook vertaal kan word as krone op hierdie tafel. Nou dit is verskriklik baie interessant dat as 'n mens daaroor dink, waarom sal daar nou 2 kraanse of 2 krone op hierdie tafel wees? Want as 'n mens 1 kraans of 1 kroon opgesit het, sal dit genoeg wees om die brood en alles wat daarop geplaas is te kan beskerm dat dit nie afval nie. Nou die 2 krone spreek van 2 goed. Ons weet dat Jesus Christus die koning van alle konings is. Dit is die 1 kroon. Maar waarvoor is die tweede kroon? Nou as ons gaan lees gou-gou in Eksodus 29 vers 6, dan kan ons antwoord daar kry. En sit die tulband op sy hoof en bevestig die heilige kroon van die tulband. Soos jy hier kan sien, spreek hulle van 'n kroon, 'n tulband wat die hoëpriester dra. En dit is ook soos 'n kroon. So die 2 krone op die tafel spreek vir ons van Jesus eerstens as die koning van alle konings en dan Jesus as ons hoëpriester. En dit sal 'n mens nou ook meer in detail kan lees in die boek Hebreërs,
waar die skrywer vir ons dit baie mooi duidelik verduidelik dat Jesus Christus ons hoëpriester is en dat hy 'n hoëpriester is wat medelee het met ons as mens omdat hy self mens en vlees was. Nou goed, 'n paar ander details wat daar is net vir u inligting is dat die breedte van die tafel was 1L wat so 50 centimeter, 'n halwe meter is en dan sy lengte is 2L wat 'n meter is en dan het ons sy hoogte wat so 750 millimeter was wat snaaks genoeg dieselfde hoogte is as wat die ark is. Nou onthou net dit as ons by die ark aankom, dis dieselfde hoogte, 1,5 L wat 750 millimeter is. Nou goed, as ons dan nou verder gaan kyk na wat hulle ook gedeeltes wat ons kan lees om ons bietjie meer inligting te gee oor hierdie tafel van toonbrode. In Levitikus 24 vers 5 tot 9, as ons daar gaan lees, dan sal ons iets baie interessants oplet. Jy moet ook fynmeel neem en 12 koeke daarvan bak. 2/10 van 'n eva moet elke koek wees. En jy moet hulle in 2 stapels neersit, 6 in 'n stapel, op die reintafel voor die aangesig van die Here. En by elke stapel moet jy suiwer wierook byvoeg, wat vir die brood as gedenkoffer moet dien, as vuuroffer aan die Here. Op elke Sabbatdag moet jy dit gedurig deur voor die aangesig van die Here regsit, aan die kant van die kinders van Israel as 'n ewige insetting. En dit moet aan Aaron en sy seuns toekom. Hulle moet dit in 'n heilige plek eet, want as iets hoogs heiligs behoort dit aan hom uit die vuuroffers van die Here, 'n ewige insetting. Ja, hier kan 'n mens sien dat dit is eerstens is daar 12 brode op die tafel geplaas. En met hierdie brode is hulle in 2 pakke of 2 pakke van 6 geplaas. Nou eerstens die 12 brode spreek van die 12 stamme van Israel. En dit kan ook in die Nuwe Testament spreek van die 12 disippels. Onthou soos ons gesê het, die getal 12 is die getal van administrasie vir God. God werk in 12. So 12 stamme, 12 disippels. Maar hoekom is dit dan nou in 2 pakke van 6 geplaas? Eerstens is dit vir die Jode en tweedens is daar ook 6 vir die heidene. So dit geld vir die hele mensdom, Jode en heidene. As ons gaan sien hoekom die brode so belangrik is as ons Johannes 6 gaan lees, vers 48 tot 51, dan kan ons iets baie interessant sien dat Jesus Christus na hom verwys as die lewende brood. Maar kom ons lees gou Johannes 6 vers 48 tot 51. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Nou hier kan ons baie duidelik sien dat
Jesus verwys dat hy is die lewende brood en dat ons versadig word deur daardie brood. En dat ons ook kan sien in Deuteronomium 8 vers 3. Nou dit is die teksgedeelte wat Jesus aangehaal het toe hy in die woestyn was, wat jy in Matteus 4 vers 4 en Lukas 4 vers 4 sal vind, waar Jesus versoek was deur die duiwel in die woestyn en waar hy 'n gedeelte aangehaal het uit die boek Deuteronomium en dit is Deuteronomium 8 vers 3. As ons dit gou kan lees, dan sal jy nou presies sien waar Jesus dit aangehaal het in Matteus en Lukas. En hy het jou verontmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Hierso spreek dit duidelik van dat 'n mens nie alleen van brood alleen sal lewe, maar van elke woord wat uit God se mond uitkom. Dat ons word geonderhou deur God. En dan sal 'n mens sien wat baie interessant is in 1 Kronieke 9 vers 32 kan jy gaan lees dat dit die Kenaniete was wat die brood gebak het vir die tabernakel en dat dit elke Sabbat was dit vervang gewees. Nou daar's 'n paar punte wat ons moet aanraak wat 'n mens nou sal sien. In Levitikus 24 vers 7 sien ons dat daar was wierookolie is bygevoeg by elke stapel van die brood. Nou baie interessant van wierook. Ons weet dat wierook spreek van aanbidding en lofprysing aan die Here. Maar wierook is soet van reuk, dit het 'n soet reuk, maar dit het 'n bitter smaak. As jy dit sal proe, dan sal dit bitter wees op die tong en op die maag. So dit spreek, die wierook wat op die brood geplaas is dat as ons die brood van die lewe van eet van Jesus Christus. As ons Jesus Christus aanneem as die brood van die lewe, dan moet ons een ding baie besef en Jesus was baie duidelik gewees in sy prediking toe hy op aarde was, is dat dit is nie maanskyn en rose wanneer ons hom as disipel gaan volg nie. Want die bitterheid wat die wierook van verteenwoordig, spreek van die vervolging, die stryd en die versoekinge wat ons as disipels van Christus sal deurmaak. En dit is ongelukkig iets wat my baie dwars in die krop steek as mense so dit verkondig, ja, dit is al jou probleme sal uitgesorteer word en jy sal regtig 'n kommerlose lewe lei as jy die Here aanneem. Dit is 'n leuen wat die duiwel die mense wil laat glo. Jesus was baie duidelik. Hy het met sy eie woorde gesê dat ons sal versoek word, ons sal vervolg word. En dat ons dit as kinders van die Here moet besef. Maar wat ek wel by wil sê is, deur al daai vervolging en daai versoekinge en daardie stryd wat jy as disipel van Jesus Christus deurgaan, is daar 'n vrede binne in jou hart wat geen mens kan verstaan nie. Selfs die mense van die wêreld sal dit nooit kan verstaan nie, dat ons wat kinders van God is, wat Jesus Christus se disippels is, dat ons deur vervolging en stryd en versoeking is ons nog steeds positief en dat ons nog steeds vrede het, dat ons nog steeds gelukkig is, want ons weet, ons koning van alle konings is nog steeds op die troon
en dat hy bly in beheer. En daarom verbly ons onsself. Dat ons soos Paulus ook sal sê wat hy in Romeine 8 geskryf het, dat die teenwoordige lyding wat ons in hierdie wêreld ervaar, sal nooit opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word wanneer ons by Jesus Christus in God se koninkryk kom nie. So die lyding van die teenwoordige tyd sal nooit kan opweeg teen dit wat ons as kinders van die Here sal ontvang nie. So die wierook spreek van die vervolging en die stryd en die versoekinge wat ons as disippels sal deurmaak as ons Jesus Christus aangeneem het. Soos ek vroeër gesê, die 12 brode verwys na die 12 stamme en die 12 disippels, dis die administrasie van God. En dan die brood, wat baie interessant is, dat ons in Levitikus 24 vers 9 lees, is dat die brood mag net geëet word deur die priesters. Nou wie is vandag die priesters van die koninkryk van God? Dit is ons. Ons wat kinders van die Here is. As jy 1 Petrus 2 vers 9 gaan lees, dan het God ons uit die duisternis uitgehaal en binne sy wonderbare lig gebring. En ons is 'n uitverkore geslag. Ons is 'n heilige volk. Ons is koninklike priesters in sy koninkryk. So elkeen wat Jesus Christus aanneem, is 'n priester en daarom kan ons deel hê aan die ewige brood, die lewende brood in Jesus Christus. Dan sal ons ook sien dat die brood was elke Sabbat vervang gewees. Nou dit spreek van God se voorsiening. Dat in Matteus 6 vers 11 sê die Here vir ons in die bergpredikasie dat hy sal voorsien. Dat ons hoef ons nie te bekommer oor wat ons môre sal eet nie, want hy sorg dan vir al die diere. Nou hoekom sal hy nie vir ons sorg nie? So die brode wat weekliks vervang is, spreek van God se voorsiening vir ons. Nou die brood, soos ons almal weet, dat brood is 'n stapel voedsel en dat brood spreek van versadiging in Christus op 'n geestelike vlak. En dat ons moet besef dat jy as mens sonder Christus word jy nooit sal jy nooit geestelik versadig word nie. Jy sal altyd bly soek na meer. Maar sodra jy Jesus Christus ontmoet het en hom aangeneem het as jou verlosser en jou saligmaker, dan besef ons net dat hy is die een wat ons hy is die lewende brood en dat jy nooit sal honger wees geestelik saam met hom nie. Die tabernakelse brood is wel tydelik, maar die brood wat Christus vir ons gee, is ewig. En dat ons werklik waar, soos in Johannes 6 vers 58 kan sê, dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Jesus Christus. Nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. So ons eet van Jesus Christus. En dan kom ons by iets wat baie interessant is. As u nou deur al die meublement gegaan het in die tabernakel, dan besef ons een ding is dat dit is die enigste tafel wat jy sal vind in die tabernakel. En
met Christus wat gesterf het hy vir ons een tafel gegee om aan te sit by. En dit is die nagmaaltafel. Dat hy vir ons as disippels van Christus 'n tafel gelos het om by te kan aansit. En dit is die nagmaaltafel. Daarom mense is dit so belangrik dat ons sal net weer eens sal besef dat Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. En dat niemand sal kom tot die Vader behalwe deur hom nie. En ek wil vir wie ook al hierdie video nou kyk na. As jy in jou geestelike lewe voel dat jy nie versadig is nie, dat daar kort iets, dan wil ek jou nooi en ek wil vir jou aanbeveel. Soek die Here, gaan op jou knieë en vra die Here dat jy hom in sy teenwoordigheid wil wees en dat jy hom waaragtig sal soek en werklik waar hy sal jou gebede beantwoord en hy sal jou versadig. En vra die Heilige Gees om jou te kan lei in die volle waarheid. Die Here het vir ons sy woord gegee. Hy het sy Heilige Gees vir ons gegee. En ons het niemand nodig om ons te onderrig in niks nie. Ons het die woord van God en ons het die Heilige Gees. En ons moet net as mens die Heilige Gees vra om ons te kom lei in die volle waarheid, om die woord van God op te neem en dit te lees en soekend te bly en werklik waar net vir die Heilige Gees te vra om aan ons die geheimenisse van God in sy woord te openbaar. Dan sal 'n mens soveel sien en net weer eens besef dat ons 'n wonderlike, almagtige, heilige God aanbid en dat hy werklik waar lief is vir ons. Ek hoop u verstaan die tafel van toonbrode 'n bietjie beter, dat dit vir u bietjie meer sin maak. En soos ek reg in die begin in my inleiding in hierdie reeks gesê het, is daar's absoluut geen inligting in die woord van God wat onnodig is nie. God het alles met beplan van die begin af. En daar's niks waarmee niemand hom sal verras nie. Hy bly in beheer en hy sit nog steeds op die troon en sal vir ewig op daardie troon sit. Baie dankie vir die wat geluister het en hierna gekyk het. Ek hoop u kry seën daarvan en mag die Heilige Gees vir u net nog dieper geheimenisse van die woord aan u openbaar. Baie dankie.